Vriende, ons reeks kom uit die Romeinebrief uit, so ek gaan 'n enkele woord of twee elke aand oor die Romeinebrief sê. Ek gaan nie alles gelyk vandag sê nie. En dan wat ons vandag gaan doen is, ons gaan gedeeltes lees uit die hoofstuk 16 uit, en dan gaan ek iets daaroor sê. Dit is te lank om alles te lees en dan iets daaroor te sê, mense gaan die detail verloor. Ek weet sê, daar's nog steeds hierdie gedruis, ek weet nie of jy dit ook hoor nie, maar so moet ek harder praat ook? Ok, ek moet hierdie gaan los. Julle gaan maar met waai as jy nie kan hoor nie, want ek weet mos nie jou hart jy praat nie. So vriende, 'n bietjie iets oor die Romeinebrief. Wat is interessant van die Romeinebrief? Die eerste is, dis die langste brief wat ons het uit die antieke wêreld uit. In die tyd van Paulus was briewe so 250 woorde lank gewees. Die Romeinebrief is amper 7000 woorde lank. So wanneer die gemeente in Rome hierdie brief ontvang, dan sou hulle nie in eerste instansie beïndruk gewees het deur die inhoud daarvan nie. Hulle sou net doodgewoon oor die omvang van hierdie brief beïndruk gewees het. So om 'n brief van 7000 woorde in die tyd van Paulus te skep, het jy iemand nodig gehad aan wie jy kon dikteer wat dit dan neerskryf. Ons noem dit 'n amanuensis. Jy moes hom betaal en dan moes jy nou die materiaal koop. Jy moes die papierus koop of die perkament wat verwerkte leer is. So daar's mense wat skat om 'n brief van hierdie lengte te skryf in die tyd van Paulus, sou so R40.000 vandag se tye gekos het. So daar's 'n rede hoekom mense nie briewe van 7000 woorde geskryf het in die antieke tyd nie. So wat jy gedoen het is, jy het dit op hierdie perkament geskryf of papierus, het hom opgerol, baie soos 'n pannekoek, en dan het jy hom dubbel gevou en dan het jy hom vasgebind met 'n leer koord en dan het jy hom geseël dat anders nie jou goed kan lees nie, en aan die buitekant het jy gesê waar dit vir wie dit gevat moet word, want daar was nie vir gewone mense 'n posdiens gewees nie. So ons leef weer in die tyd van die Romeinse Ryk, dat daar nie 'n posdiens is nie. Jy moes dit vir iemand gee om vir jou te vat. Ons gaan uit verskillende hoofstukke lees in die week. Daar's 16 hoofstukke in die Romeinebrief, en ons gaan 'n bietjie die ongewone ding doen deur agter te begin. Ons gaan by hoofstuk 16 vandag begin, en ek het 'n vermoede van diegene van julle wat nou al Bybelstudie gedoen het uit Romeine uit en preke gehad uit Romeine uit, jy worstel deur die diep teologie van Romeine, en as jy by hoofstuk 16 kom, dan is dit net name van mense. En dan lees mens baie keer amper nie met aandag nie, terwyl ek eintlik voel, dit is die interessante deel van die Romeinebrief. So baie jare terug was daar 'n advertensie van 'n bank gewees. Ek wil myself herinner, dit was Netbank gewees. Van hierdie mense wat 'n mooi gesin is, wat 'n mooi kar en hulle leef goed, en die advertensie se punchline was, wie is hierdie mense? Wie is hierdie mense? Die bure vra, wie is hulle? En dan in die advertensie is die antwoord, dit is Netbank kliënte. As ons na hierdie lyste van name gaan kyk, as dit ware 'n fotoalbum van Paulus se vriende in Rome, vriende in Korintiërs, dan moet die vraag by ons opkom, wie is hierdie mense? Wat laat die groep van mense saamkom in 'n byeenkoms? En dan, ek gaan dit vir julle lees in vers 16, maar ek wil net 'n bietjie agtergrond daarop gee. Ons kry in verskeie van die briewe in die Nuwe Testament 'n verwysing na die Christelike soen. Dit word soms verskillend vertaal. Ons kry in 1 Petrus 5, groet mekaar met 'n soen van 'n Christelike liefde, vrede vir julle almal wat in Christus is. Ons kry in 1 Tessalonisense, dis Paulus se eerste brief, groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. Dan in 1 Korintiërs 16, so 4 jaar voor die Romeinebrief, groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. En dan ons brief vir die week, Romeine, groet mekaar met 'n soen van Christelike broederskap. Ons weet nie presies hoe hierdie soenery gewerk het nie. Dit is waarskynlik soos daai, baie keer sien jy die flieks met die Franse wat jy weet op die wange ou soen, weet hierdie kant toe, daai kant toe. Maar dit sou 'n baie vreemde verskynsel gewees het. In die Grieks-Romeinse wêreld was 'n baie hiërargiese samelewing gewees met ryk mense bo, slawe onder, 'n klomp mense tussenin, en mense het mekaar eintlik nie erken oor ekonomiese stand nie, ook nie oor etnisiteit nie. Dat die vroeë Christene sou uitgestaan het, dat hulle mekaar in openbaar soengroet. En dis 'n manier om vir mense te wys, ons is familie vir mekaar. So plaas jy vir 'n oomblik in die skoene van iemand in Rome,
En jy sien, daar kom 'n ryk persoon verby, en daar kom 'n persoon wat jy weet, hy's daai ou se slaaf. Hy het sommer so 'n tipiese naam van 'n slaaf, soos 'n ou wat lief is vir woorde. En as hulle mekaar sien, dan groet hulle mekaar met 'n soengroet. En jy sou vir jouself gevra het, wie is hierdie mense? Wat gaan hier aan? En die Romeinebrief wil vir ons vertel, wat is hier aan die gang? Kom ons bid saam. Lewende Here, wanneer ons in teenwoordigheid inkom vanoggend, dan is dit om ons geloofsfamilie te ontmoet. Here, 'n geloofsfamilie van 2000 jaar terug, maar Here is ook ten diepste om vir U te ontmoet. En daarom bid ons, Here, dat U die woord en die gees U elkeen van ons vanoggend sal ontmoet, en ook in hierdie week. Here, dat ons lewens ook daarvan 'n getuienis sou wees, dat die evangelie waarlik 'n krag tot verlossing is. Here, 'n krag wat ons nuwe mense maak, nuwe gemeenskappe maak, wat tot U eer leef. En daarom vra ons nou, Here, dat U U woord vir ons sal oopmaak. Amen. Hulle sou die eerste keer gesien het, wanneer sy van die een forum na die ander forum, waar hulle gekoop het, na die een insula, na die ander insula, die woonstapblokke waar mense in Rome gebly het, geloop het en gevra het, waar bly Priska? Waar is die huis van Priska? Die vroukie wat met 'n energieke stap gekom het, en later sou hulle haar leer ken as Febe, 'n vrou van Korintiërs, van die hawestad Kengree, wat by Korinte is, en wat sy gebring het, sy het al die pad gestap van Griekeland, of al die pad van Korinte op teen Griekeland, met die landbrug verby Filippi, al die pad af by Thessalonika, al die pad na Rome toe, op soek na die huis van Priska. En wat sy saambring, is 'n brief. 'n Brief soos hulle nog nooit van tevore gesien het nie. 'n Brief van 7500 woorde. En in die antieke wêreld werk dit so, dat die persoon wat die brief aflewer, is ook die persoon wat die brief voorlees, en wat beskikbaar is om die brief te verduidelik. So in Rome praat die Romeinebrief vir die eerste keer, en die Romeinebrief praat met 'n vroue stem. Dis Febe wat die brief voorlees vir die gemeente, en ons gaan hier in die einde met die groetboodskappe begin. Paulus skryf in Romeine 16, ek beveel ons suster Febe, dit beteken letterlik iets soos die helder een of die energieke een, dis 'n naam wat jy vir Griekse slawe gegee het, wat 'n dienaar is, letterlik 'n diaken, maar dis nou waarskynlik nog voor die ampt van diaken bestaan het, is iemand wat werk vir die Here, is in die gemeente in Kengree, dit is in Korinte, by julle aan. En hierdie formule wat Paulus hier gebruik, is 'n klassieke formule wat ons ken uit Grieks-Romeinse briewe. Dit is die formule waarmee die briefskrywer die bode van die brief, die persoon wat die brief gebring het, bekendstel aan die ontvangers daarvan. So, dis ook hoe ons weet, Febe bring die brief. En dan sê Paulus wonderlike goed, hy sê ontvanger, soos dit mense wat in die Here glo betaam, dit is die sleutelwoord, mense wat in die Here glo betaam. En dan sê hy, staan daarby in enige saak waarin sy julle hulp nodig het. En dan getuig hy oor haar, want sy was vir baie ook vir my tot steun, letterlik 'n weldoener, sy het uit haar finansies vir hom geondersteun. Vriende, ons moet hierdie woorde vir 'n oomblik oordink, en ons gaan nou so afgaan in die lys, né? 4 jaar van tevore skryf Paulus aan die gemeente in Korinte, in hoofstuk 15, ek dink daar is op by vers 24 rond, woorde wat vrouens deur die geskiedenis na hulle ontstel het. Paulus het naamlik geskryf dat vrouens moet stil bly in die erediens, en dat hulle deur mans by die huis moet onderrig word. En Paulus het hom die gramskap van alle vroue deur die geskiedenis op die hals gehaal deur hierdie woorde. Nou daar is mense wat sê dat Paulus eintlik bedoel het is, ongeleerde mense moenie praat in die erediens nie, dit verwar mense. Vrouens het nie die geleentheid gehad vir onderrig nie, daarom moet hulle nie onderrig gee nie. Maar die interessante is, hulle moet huis toe gaan en vir hulle man vra om hulle te onderrig. Die punt is nie, hulle moet nie onderrig word en stil bly nie. Die punt is, hulle moet onderrig word en dan kan hulle praat. 4 jaar later, nadat hy gesê het die vrouens in Korinte moet stil bly, stap 'n vrou al die pad van Korinte na Rome toe, met 'n brief wat sy gaan voorlees en verduidelik. 4 jaar later. So Paulus het duidelik nie bedoel dat vrouens moet stil bly en nie 'n rol moet speel nie. Die belangrikste brief wat Paulus ooit geskryf het, gee hy vir 'n vrou. Paulus is in 'n sleutelplek in sy bediening. Hy het tot die oortuiging gekom terwyl hy in Korinte was,
dat sy bediening in die oostelike deel van die Middellandse See, ons ken dit vandag as Griekeland en Turkye, daai tye Griekeland en Klein-Asië, tot 'n einde gekom het. En hy wil vir Oulaas die gemeente in Jerusalem gaan besoek, en dan sê hy in hoofstuk 15 van die Romeinebrief, wil hy weswaarts gaan. Hy wil Spanje toe gaan. Hy wil die evangelie in die weste gaan verkondig. Al die pad tot by Spanje. En om hulle hulp nodig dit te kan doen, het hy die gemeente in Rome nodig. Daarom skryf hy die brief eintlik om vir te verduidelik wie is hy, wat glo hy van hulle, en hy noem in die lys mense wat aan hom bekend is, maar ook 'n paar mense wat ons vermoed so 'n bietjie weier bekend sou gewees het, wat mense se aandag sou getrek en sê ek weet wie dit is, om vir hulle te sê ek is familie van julle, ek gaan julle hulp nodig hê om verder te gaan. Die eerste persoon wat ons leer ken is Febe, die helder ene wat die brief gebring het, voorgelees het en verduidelik het, en sy sou omtrent net so lank nodig gehad het as ons Pinkster om hierdie brief voor te lees, want dit is 7000 woorde. En dan gaan hy verder en hy sê, groete van Priscilla en Aquila. Nou dis interessant, in die Nuwe Afrikaanse vertaling vertaal ons konsekwent haar naam as Priscilla, dis 'n verkleinvorm van Priska, maar in die Grieks noem hy haar Priska. Paulus noem haar nie met die verkleinwoord nie, hy noem haar altyd by haar naam Priska. En dan teen die gebruik, en ons sal later ook aan die lys sien, praat hy eerste met die vrou en tweede met die man. Dis 'n egpaar. Hulle is persone wat waarskynlik ook soos Paulus die evangelie verkondig het en tente verkoop het, maar dit is duidelik dat tussen die man en vrou is Priska die leiersfiguur. Daarom spreek hy haar eerste aan in die lys van mense in Rome. Waarskynlik is sy die leier van hierdie huiskerk. So die Romeinebrief gee Paulus vir Febe en sy oorhandig dit aan Priska. Dis wat ons gedagtes moet hê. So hy noem haar op 'n naam, gebruik nie die verkleinvorm nie. Bybelvertalers sê, so ons weet hulle praat van dieselfde ou. Lukas gebruik die verkleinvorm, noem hulle haar Priscilla. My medewerkers in Christus Jesus, hulle doen sendingwerk en maak tente, wat hulle lewe vir my gewaag het, moontlik in Efese. Dit is nie net ek wat hulle dankbaar bly nie, maar ook al die gemeentes onder die heidene nasies. Groete ook aan die gemeente wat gereeld in hulle huis by mekaar kom. So hulle kom nie in 'n lofsentrum mekaar nie, hulle kom in Priska en Aquila se huis by mekaar. Dit is waar een van die huiskerke vergader. Hulle is die eerste ontvangers van die Romeinebrief in die geskiedenis. En dan gaan hy aan. Hy sê, my groete verder ook aan my liewe vriend Epenetus, die eerste bekeerling van Christus in die provinsie Asië, dis vandag Turkye, en aan Maria, dis 'n naam van 'n Joodse vrou. Die dames wat oplet, ek het omtrent al die plekke waar daar 'n vrou vermeld word, het hoofletters gemaak, het jy net hulle oog kan vang. So 'n derde van die name wat ons hier kry is dames. En jy sal sien, elke keer wanneer hy oor 'n vrou praat, dan skryf hy ietsie oor haar, so kort getuienis oor wat sy doen. Hy sê oor hierdie Maria, wat hy groete voorstuur, en Epenetus, wat baie moeite vir julle gedoen het. Anderswoorde, mense wat betrokke is in die kerk. Gee my groete ook aan Andronicus en Junias, hier kan jy sien, soos gebruik, die man kom eerste, en hy aanspreek van 'n gesin. En die interessante van die Junias is, vir baie lank is haar naam vertaal as Junia, asof sy 'n man is. Maar dis eintlik 'n vroulike naam, dis eintlik sy vrou, nie sy broer nie. En hy sê oor hulle, my volksgenote, so hulle is Jode, wat saam met my in die gevangenis was. En nou die belangrike deel, hulle is hoog aangeskrewe by, en hy kan het vertaal tussen die apostels, en hulle het al voor my Christene geword. So Paulus sê, hier is 'n man en 'n vrou, wat Christene was, voor hy tot bekering gekom het. En dan baie belangrik, afhangende het vertaal, is hulle nie net hoog aangeskrewe by die apostels nie, maar tussen die apostels, wat beteken dat sy 'n apostel is, dat dit 'n vroue apostel is, na wie hy verwys. En dan stuur ek ook groete vir Ampilatus. Nou ons weet van 'n Romeinse slaaf, baie bekende Romeinse slaaf in die keiser met die naam, dalk is dit hy, juis omdat die lys dalk saamgestel is om bekende mense uit te lig. My liewe vriend in die Here, vir Urbanus, Romeinse slaaf, is 'n tipiese Romeinse slaaf vandaan, hy kom van die stad af, Urbanus. My medewerker in Christus en van my liewe vriend Stachys, ook vir Apelles, 2 Jode, hy het gewys dat hom steek as gelowige, en dan in die huis van Aristoteles. Nou hierdie is 'n baie interessante verwysing. Daar is geleerdes wat sê, dat dit moontlik die kleinkind is van Herodes die Grote. Herodes die Grote wat Jesus wou doodmaak in die begin van Matteus, dat dit sy kleinkind is. Ons weet hy het verhuis na Rome toe en as 'n vry man gesterf in Rome, in ander woorde nie as iemand wat geregeer het nie, maar
dit kan wees dat Paulus jy sy naam kies om 'n punt te maak, om te sê, die kleinkind van Herodes die Grote is deel van hierdie huiskerk. Hoe verklaar jy dit, dat die kleinkind van Herodes die Grote in 'n huiskerk kan put? Paulus se antwoord sal wees, dis die krag van die evangelie. Dan vir Herodion, julle hoor daar die verbuiging van Herodes, dis die hele familie van Herodes, en ons weet, hierdie Herodes familie, uitgebreide klomp mense, moeilike mense, meeste van hulle is psigopate, Herodes die Grote wou Jesus doodmaak, Herodes Antipas, sy seun, het vir Johannes die Doper doodgemaak, gevaarlike mense. Maar hier is mense uit daai huisgesinheid, vers 11, vir Herodion, 'n Jood uit die huis van Herodes, my volksgenoot, aan die ander woorde 'n Jood, en vir die uit die huis van Narcissus, dalk slawe, ons weet van 'n Narcissus wat later 'n vryman geword het, wat die Nero doodgemaak het. Jy begin in die prentjie kry, hier is mense in hierdie huiskerk, mans en vrouens, Jode en nie Jode nie, mense wat slawe was, mense wat eintlik ons niks van weet nie, mense wat dalk bekend was, mense uit onverwagte families uit, die familie van Herodes die Grote, wie sou dit gedink het, en hulle is besig om saam die Here te aanbid, wat tot geloof gekom het, die laaste frase daar. Groete verder ook aan Trefena en Trefosa, dis twee Joodse sissies, julle hoor, dalk 'n tweeling, die name rym, ywerige werkers vir die Here, en my liewe Persis, dit kan 'n vrou van Persië, vandag se Iran wees, of net 'n Griekse naam wees, wat al baie vir die Here gedoen het. Draak my groete oor aan Rufus, beteken 'n ou met rooi hare. En volgens oorlewering kan dit die seun wees van Simon van Cyrene, wat die kruis van Jesus gedra het. Ons weet nie, maar dit is 'n moontlikheid as Paulus spesifiek mense uitlig wat bekend sou wees weier. Hy praat van Rufus en sê, die voortreffelike werker in diens van die Here, en dan aan sy moeder, wat ook vir my altyd 'n ma was. So, let op hoe Paulus oor vrouens in die gedeelte, hy praat oor hulle as ywerige medewerkers, as apostels, as diakens, as briefskrywers, as vroue wat hulle lewe vir hom gewaag het om in die tronk te gaan sit, en dan een van hulle was soos 'n ma vir hom gewees. Al die verskillende rolle wat vrouens vervul, getuig Paulus hiervan. En dan nog ook groete aan Arsenicus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermas en al die broers daar by hulle, almal Griekse slawe name. En ook aan Philologus, dis 'n Romeinse naam vir iemand wat lief is vir woorde. Philo beteken om lief te wees en logos om te praat. En Julius is 'n Romeinse slawe naam, weer 'n vrou. Nereus en sy suster en Olympas, Griekse name. En al die gelowiges in mekaar, en dan sê hy, hierdie groep mense, groet mekaar met 'n soen van Christelike broederliefde. Al die gemeentes van Christus stuur vir julle groete. En dan, wanneer Paulus oor hierdie groep mense praat, en dan is nou mans en vrouens, mense wat ouer as hy is, jonger as hy is, mense wat Grieke, mense wat van Iran afkom, dus mense wat Romeine is, en hulle is een huiskerk, is Paulus brutaal realisties hoe moeilik dit is vir mense om mekaar saam te leef. Ons moenie dink dat Paulus hierso in 'n droomwêreld leef nie. So hy sê in vers 17, ek doen 'n beroep op julle broers om mense in die oog te hou wat verdeeldheid en struikelblokke veroorsaak in stryd met die leer waarin onderrig is. Bly weg van hulle af. Want hierdie soort mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie maag. Met streelende woorde en vleitaal mislei hulle die harte van naïewe mense. Julle gehoorsaamheid is aan almal bekend. Daarom is ek bly oor julle. En ek wil hê dat julle sal wys wees in opsigte van die goeie en onskuldig ten opsigte van die kwaad. Dis die mooiste, ek dink is 'n gebed dat elke ouer vir hulle kinders bid, né? Dat julle wys sal wees ten opsigte van die goeie en onskuldig ten opsigte van die kwaad. Die God van vrede sal Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus bly by julle. En dan stuur hy ook groete van die mense wat saam met hom sit in Korinthe. So ons weet hoe lyk die familie van Paulus in Rome, van die voorafgaande gedeeltes, en nou kry ons 'n blik van hoe lyk die mense wat saam met Paulus sit wanneer hy die brief dikteer. Hy sê, my medewerker Timoteus, hy is van gemengde afkoms, uit 'n Joodse ma en 'n Griekse pa, stuur vir julle groete. So ook Lucius, hy is 'n Romeinse naam. Jason en Sopater, my volksgenote, hulle kan of net Jode wees of selfs naby familie van Paulus wees. En dan, die ou wat die brief besig is om neer te skryf, hy chip ook in, hier in vers 22, hy sê, ek Tertius, letterlik Latyn vir die derde ou, wat die brief neergeskryf het, stuur as medegelowige ook my groete. So Paulus weet nie van hierdie deel nie, hy het net ingechip dan. Dan vers 23,
Gaius, ons ken hom as 'n baie ryk ou uit hierdie wêreld. My gasheer en ook gasheer van die hele gemeente hier stuur ook groete. So in Rome is hulle waarskynlik in die huis van Priska, in Korinthe sit hy in die huis van Gaius. En dan ook nog groete van Erastus, die stadstesourier en van broer Quartus. Ek gaan nou vir julle iets oor Erastus sê, maar Quartus is die 4de en Tertius is die 3de, so hy is dalk die jonger boetie van die ou wat die brief geskryf het. En dan sê hy, die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle almal. Amen. Vriende, ek gaan net 'n paar enkele opmerkings oor die gedeelte maak vanoggend. Die een is, wanneer ons die Bybel lees, kan ons baie maklik dink dat dit baie idealisties is. Wanneer Paulus bijvoorbeeld in Galasiërs 3:28 skryf, daar is nie meer man of vrou, slaaf of vry nie, dan dink ons, dit is dan baie idealisties. Dis 'n ideaal waarna ons streef, dit gaan tog nooit tot 'n werklikheid kom nie. Wanneer Paulus sê ons moet mekaar lief hê, ons moet mekaar dien, dan kan jy baie maklik vir jouself sê, ja, jy weet, dit sou wonderlik wees as dit so was, maar ons weet, ons ken mos nou mense, dis onmoontlik. Wat Romeine 16 vir my so belangrik maak is, Paulus is nie besig om hier te maak, 'n argument te maak vir kerkeenheid, of gendergelykheid, of etniese gelykheid nie. Hy wys dit net. Jy sien dit net in die teks. Hy is nie besig om hoë woorde en 'n argument daarvoor te maak nie. Hy wys as dit ware die fotos van die mense in Rome vir ons, en hy wys vir ons die fotos van die mense in Korinthe, en ons sien in hulle iets ongelooflik. Ons sien mense wat ryk en arm is, mense met politieke verbintenisse die daar sonder, ons sien mans en vrouens, julle het die lys gesien. En wat maak hulle met mekaar? Hulle aanbid saam die Here, hulle doen dit nie in die geheim nie, want hulle mekaar in die straat sien, dan groet hulle mekaar met 'n kus van broederlike liefde, om vir almal daar te wys, ek is dalk 'n ryk ou en jy is dalk 'n slaaf, maar ek en jy is eintlik saam familie van Christus. Mense sou vir hulle self gesê het, wie is hierdie mense? Watter waansin is dit? Wie is besig om die hele orde van die wêreld op sy kop te keer? Dit is waarvan Paulus aangekla word in Handelinge, dat hy die hele wêreld op sy kop keer. Almal weet tog, daar's 'n hiërargie, wie's in beheer en wie's nie in beheer nie. Almal weet tog wat mense se plek is. En hier kom Paulus en hy verkondig 'n evangelie wat die vermoë het om al daai dinge te laat ontbind en dit 'n nuwe struktuur te gee wat lyk soos die familie van God. Ek wil tog terugkom na die vroue toe. Daar's ten minste 10 susters van Paulus wat hy hier noem. En ek wil net weer uitlig wat hy van hulle sê. Hy noem vir Phoebe sy suster, dis familietaal, né? En hy noem haar diaken. Nou, ons dink die amp was al bekend soos in ons tyd nie, maar dis mense wat werk gedoen het in gemeentes, wat afgesonder was vir daai werk. Hy noem haar diaken. So sy's die eerste diaken met 'n naam wat ons het in die Christelike geloof. Dan Priska, wat hy noem 'n medewerker. Aan die ander woorde, dis iemand wat as 'n gelyke langsom gewerk het, wat letterlik haar lewe gewaag het vir die evangelie. Dan Maria wat baie moeite doen. Junia wat ook saam met hom in die gevangenis was, wat moontlik 'n apostel is. Dan die 2 susters wat hy van hulle sê, hulle is ywerige susters, hulle steek nie lei weg nie. Dan Persis wat ook al baie gedoen het. Julia wat hy net noem. Dan Rufus se ma wat ook vir hom soos 'n ma was. En dan Nereus se suster. Die belangrike ding hiervan is om te sê, Paulus het al baie pak gekry, het al vir gesê oor 1 Korintiërs 15 asof hy nie 'n plek het vir vrouens nie. Ek ken baie mense wat as jy hulle in openbaar vra hoe dink hulle oor vroue se rol, 'n baie verligte gelyke standpunt kan inneem, maar as jy na hulle verhoudings gaan kyk, dan is hulle baie konservatief en kyk eintlik neer op vrouens en misbruik vrouens. Paulus is 'n interessante ou. As hy skryf vir 'n gemeente, is hy geneig om so 'n bietjie behoudend te wees. Hy wil nie moeilikheid skep by 'n plek wat hy nie is nie. Maar as jy kyk na hoe hy net praat oor vroue hierso, dan kry ek regtig nie die indruk van dis 'n persoon wat gesukkel het om met vrouens saam te werk nie. En omgekeerd wat vrouens mee gesukkel het om mee saam te werk nie. Hulle was sy ma, sy susters, sy medewerkers, sy briefdraers gewees. Hoekom? Omdat hulle almal aangeraak is deur die krag van die evangelie. En in die week gaan ons daarna kyk. En jy sien die verskillende rolle wat ons hier kry, wat ek al 'n paar keer vir julle uitgelig het. Dis regte mense hierdie, dis nie opgemaakte mense nie. Ons weet bijvoorbeeld van Erastus 'n paar dinge, die stadstesourier, wat hy noem in Romeine 16, ons lees ook van hom in Handelinge, en ons Handelinge 19 vers 22, en hy was die stadstesourier, en in daai dae, as jy gekies is om in openbare diens te staan, dan moes jy welgesteld gewees het, want jy moes uit jou eie fondse weldade doen vir die stad. Jy moes
in hierdie geval plaveisel aanbring. Dis nie jy steel by die stad, jy kry tenders namens die stad, dan vat jy die geld nie. Was omgekeerd geweest. Die gedagte was jy vat van jou geld en spandeer dit tot voordeel van die stad. En in Korinthe is daar 'n baie bekende plaveisel, dis die sogenaamde Erastus plaveisel, waar daarop uitgekap staan Erastus, die kommissaris vir publieke werke, het hierdie plaveisel op sy eie koste gelê. En die datering pas hom in die tyd geleef wat handeling onpas. So dis 'n regte persoon in die geskiedenis. Ons weet die ou wat sy naam op baie klip gekap is geloofsfamilie vir ons 2000 jaar terug. So vriende, dit bring ons by die vraag, wat maak ons hiermee? En wat gaan ons in die week met mekaar deurpraat? Mense kan baie maklik sê, die Duitsers het 'n gesegde van, dit werk dalk in die praktyk, maar werk dit in die teorie, né? Dat jy moet vra, wat lê agter hierdie praktyke? En ons gaan in die aande daarna kyk. Want wat eintlik gebeur het, is dat Paulus het vir mense kon vertel wat die krag van die evangelie is, om te definieer, wat is ons verhouding met God? As ons eendag in die teenwoordigheid van die lewende God moet ingaan, hoe moet ons dink dat ons daar voor God staan? Die Romeinebrief klaar dit uit. Daar's tye wat ons onsself afvra, hoe moet ons teenoor mekaar leef? Hoe kan ons saamleef al verskil ons oor baie goed van mekaar? Paulus hanteer dit in die Romeinebrief. Daar's tye wat ons met onsself sukkel, met die stemme in ons kop, met die vergelykings wat ons tref tussen ons en ander mense. Baie keer die vergelyking tussen wat ek wil doen en wat ek beleef ek doen. Paulus is een van die eerste persone in die geskiedenis wat diep wortel met die vraag, waarom doen hy nie die goeie wat hy wil doen nie? So al hierdie verskillende verhoudings, ons verhouding met God, ons verhouding met ander mense, ons verhouding met onsself en ons verhouding met die wêreld, spel Paulus uit in die Romeinebrief. En dit is hierdie herdefiniering van hierdie verhoudings en die herdefiniering van ons rol in die wêreld wat die krag van die evangelie in die wêreld ingebring het. In 2003, eintlik in 2004, is 'n vrou met die naam van Natalia Dimitri tot Time Magazine se vrou van die jaar, of eintlik persoon van die jaar verklaar op grond van iets wat sy in 2003 gedoen het. Julle weet, Time Magazine het die gebruik om die persoon wat die grootste invloed op die jaar gehad het, op die voorblad te sit, en dit is gewoonlik 'n president of 'n kunstenaar of iemand, en die jaar was Natalia Dimitri op die voorblad gewees. En die vraag is saam met twee ander vrouens. Die vraag is, hoekom is Natalia Dimitri uitgewys as die persoon van die jaar van 2003? En dit gaan terug na waar sy vandaan kom. Sy kom van Oekraïne af. En tot op daai fase van die vroeë 2000s was Oekraïne 'n land gewees wat eintlik al gesig gehad het na die ooste, wat onder die invloed van die Russe was. Julle weet van die huidige oorlog. Maar op daai stadium was Oekraïne vir alle praktiese doeleindes 'n Russiese tuisland gewees. En wat hulle gedoen het, is hulle het verkiesings gehou en dan het hulle die verkiesing gekook. En dit was letterlik so dat die uitslag van die verkiesing was beskikbaar voor die verkiesing al. En hulle het net doodgewoon die ou gekies wat pro-Russies was. En Natalia Dimitri is 'n tolk vir dowes. Sy is hierdie vroutjie wat onder op die TV-skerm verskyn wanneer die nuus gelees word, wat tolk vir die dowes. Ek dink ons het dit ook op ons TV. En die aand van die uitslae van die verkiesing praat die nuusleser wat nou praat met die hoorende mense en hy sê, julle weet baie geluk, die huidige president is herkies met 97%, ons wens hom geluk. En in daai oomblik besluit Natalia Dimitri tot hiertoe en nie verder nie. En sy begin tolk en sy sê, dowes van Oekraïne, julle weet, hierdie man lieg. Julle weet, dit is nonsens. Julle weet dat Viktor Yushchenko het gewen. En julle wat nie kan hoor nie, gaan sê dit vir julle horende kennisse, familie en vriende. En ons gaan staan in die plein voor die parlement en teken protes aan. En die dowes van Oekraïne het dit gehoor en vir hulle horende vriende gesê. En meer as 1 miljoen mense staan in Kiev deur 'n sneeustorm voor die parlement om protes aan te teken. En uiteindelik moet hulle die verkiesing ongedaan maak en word die traject van Oekraïne op 'n ander baan geplaas. Oor 'n vrou wat in 'n oomblik net besef het, ek is aangeraak deur wat hier gebeur, dit kan nie so aangaan nie.
Ongeveer in die jaar 54 na Christus, so 24 jaar na die dood van Jesus, stap Febe in Rome in. Al wat sy by het, is 'n brief van ongekende lengte. As hy inbeweeg in Rome, dan sien sy al die tekens van die Romeinse mag. Sy sien die keiser se paleis, sy sien die senaat, sy sien die agora waar hulle vergader. Sy sien al die tempels vir die gode van Jupiter, sy sien al die priesters in hulle klede, sy sien al die standbeelde van die keisers en van die gode, sy sien al die triomfboë, alles wat getuig van die Romeinse mag, en die Romeine het vir hulle self gesê, ons regeer omdat die gode dit so wil, want die optelsom is eenvoudig, as die gode in beheer van alles is, en ons regeer, dan is dit mos nou volgens die wil van die gode. Uitgekap in marmer en steen, en elke ou wat sy so raakloop, soos dit sy beweeg in Rome, en soos Febe gesê het, dis soos dit is, dis nou al vir honderde jare so, dit sal nog vir duisende jare so strek. Die keiser is die verlosser van die wêreld, die Romeine het vrede in die wêreld gebring, die Romeine bepaal hoe ons leef, dis hoe dit is. Maar in haar hande dra sy 'n perkamentrol. Niemand sou gedink het, 2000 jaar later, op 'n oggend soos hierdie, sou daar niemand wees in die strate van Rome wat na een van daai tempels toe gaan, of een van daai altare toe gaan, wat 'n offer aan Jupiter of Zeus bring nie, wat na een van daai tempels toe gaan nie. Hulle almal is museums en ruïnes. Maar vanoggend is ons saamgetrek deur die woorde van 'n perkamentrol wat afgelewer is deur 'n vrou, wat almal sou gedink het in Rome, dis waansinnig. Wat kan 'n perkamentrol, die woorde daarop geskryf, doen aan hierdie wêreld? Ons kan getuig dat in daai perkamentrol is uitgespel die krag van die evangelie. Die krag van die evangelie wat al vir 2000 jaar mense soos ons saamtrek op 'n oggend soos hierdie om daarna te luister. En in hierdie week gaan ons onsself verdiep in hierdie evangelie. Kom ons bid saam. Here, het ons geroep om te doen wat ons moet doen op die plekke waar ons is. En ons kan onsself geringskat, Here. Dalk is ons maar die tolk vir die dowes of net 'n persoon wat 'n brief afdra en verduidelik. Maar Here, uiteindelik is ons deel van u geloofsfamilie. Here, in u geloofsfamilie tel almal. En is alle verhoudings belangrik. Here, in u geloofsfamilie maak dit nie saak wie ons is nie. Of ons man of vrou, Griek of Jood, wie ook al is nie, ryk of slaaf. Here, u is ons Vader en ons is u familie. En Here, 2000 jaar later is dit wat ons wil getuig. En ons wil bid, Here, dat wanneer ons voor u lewe as u kinders, maar ook as u gemeente, Here, u evangelie ons sal aanraak. Here, dat ons die krag daarvan sal ervaar om ons verhouding met u, met onsself en met ander te vernuwe en te verander. En daarom bid ons, Here, dat in hierdie Pinkster u elkeen van ons sal aanraak. Amen. Vriende, Natalia Dimitri het waarskynlik nie geweet wat sy doen toe sy haar vingers laat praat nie. En Febe het waarskynlik ook nie werklik begryp wat sy in haar draagsak saamdra nie. En wanneer ons in ons lewens ingaan, kan ons ook baie keer voel, ons doen nou 'n klomp goed, ons is besig met dinge, maak dit enige verskil aan die wêreld, aan God se koninkryk of in die gemeente? Ek dink nie ons weet altyd nie. Maar ons hoef nie te weet nie. Ons hoef net uit te gaan in getrouheid en in liefde, en om die plek het God vir ons te gegee het, sy liefde en genade en vrede in te dra. Ontvang dit nou van die Here en gaan leef dit uit in die lewe wat die Here vir jou geskenk het. Die genade van God ons Vader, die liefde van Christus ons Verlosser, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen. Die Here sê